Kom ons bid net saam. Here, ons sê vir die dankie dat ons ook vandag op 'n besondere manier die totstandkoming van die Bybel kan vier. Dankie Here dat U deur eeue heen mense gebruik het om U woord vir ons op skrif te sit. Mense wat dit deur eeue heen met die hand oorgeskryf het. Later dit met moeite op 'n drukkerspers gesit het, sodat ons nog steeds vandag U woord kan lees. En Here, as ons vandag dan na hierdie gedeelte kyk in die Bybel, dan wil ons bid dat U dit vir ons vandag in 2025 sal laat deurbreek, dat ons U kan verstaan, dat ons U stem kan hoor. Ja Here, en dat U baie duidelik en helder met elkeen van ons sal praat. Ons bid dit in U naam. Amen. Geliefdes, 'n tyd gelede maak iemand op Facebook die opmerking dat Christus geen skeiding maak tussen mense nie. Die persoon skryf, voor God is alle mense gelyk. Nou op die oog af klink dit natuurlik heeltemal Bybels, dit is ook Bybels. Christus het inderdaad aan die kruis alle mensgemaakte grense opgehef. Paulus skryf vir ons baie plekke daarvan, onder andere in Kolossense 3 vers 11. Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. En in daardie sin is die persoon wat op Facebook geskryf het heeltemal reg gewees. Maar eintlik wat die persoon bedoel het, as jy nou verder gaan lees wat nou verder afgeskryf staan, dan wil die persoon sê dat God ook nie skeiding maak tussen gelowiges en ongelowiges nie. En daar is ons toenemend mense op aarde wat vandag sê dat God eintlik nie 'n straf in die oog het vir die ongelowiges nie, dat daar nie iets soos 'n duiwel is nie, dat daar nie iets soos 'n hel is nie. Hulle ontken al hierdie dinge. Maar die waarheid is wel dat alle mensgemaakte grense opgehef is, maar dat daar 'n ander grens is wat wel bestaan. En daardie grens is Jesus Christus. Met ander woorde, die vraag is daar, is ek uitverkoop aan Christus of is ek uitverkoop aan myself? Behoort ek aan Christus of behoort ek, soos wat Openbaring dit stel, aan die draak? Glo ek in Christus, soos wat ons in die evangelie van Johannes dit baie duidelik gesien het, glo ek in Christus of glo ek nie in hom nie? Christus is die grens, Christus is die skeidslyn. En in Openbaring, as ons dit nou gaan lees net nou, dan gaan ons dit baie duidelik sien. En al protesteer mense hoe hard daarteen, die waarheid is dat met die wederkoms van Jesus Christus is daar wel 'n dag van oordeel. Mense bedoel dit goed, hulle sê vir ons, maar God is 'n God van liefde. Maar hoe kan hy dan mense straf, wat dalk nog nie van hom gehoor het nie? Ek weet nie, ek ken nie al die antwoorde nie. Ek kan nie vertel wat met mense in die Amazone gaan gebeur, wat nog nooit in 'n lewe van Christus gehoor het nie. Hulle los ek veilig in die hande van die Here. Maar die Here stel dit vir ons baie duidelik in sy woord, dat daar 'n onderskeid gemaak word tussen gelowiges en ongelowiges. En dit is waarna ons vandag so 'n bietjie dan wil kyk. Kom ek tel net vinnig voordat ons lees die lyne op vanaf hoofstuk 12. Die Satan het beplan om vir Christus dood te maak toe hy gebore is. Ons het dit mos gelees daar in Openbaring hoofstuk 12. God het dit verhoed, hy het Christus opgeruk na die hemel toe. Ons het gesê daai 33 jaar wat hy op aarde was, word amper net geïgnoreer. Van Christus se geboorte word hy opgeruk na die hemel toe. En op daai manier verhoed God dan dat Christus doodgemaak word. En daarna faal elke poging wat Satan aanwend om iets teen die kerk of iets teen die Christene te doen, faal dit elke keer. Hy verloor telkens die stryd teen God.
En hy slaag ook nie daarin om die kerk daar in die woestyn, as hy so 'n groot vloed water agter die kerk aanstuur, slaag ook nie in sy doel daarmee om die kerk op daai manier te vernietig nie. En dan het ons gelees daar aan die einde van hoofstuk 12 en dan hoofstuk 13 ook verlede Sondag, dan span die draak sy handlangers in, die dier uit die see en die dier uit die land in, om hom te help, om die kinders van die Here aan te val, hulle te mislei en hulle te vervolg. En dan kom ons nou by hoofstuk 14 vandag, en ons kry hier met 3 visioene te doen. Ek gaan elke keer net so die paar verse lees wat daarmee te doen het. Ons sien eers hoe dat die lam sy kinders rondom hom versamel, dan hoe dat die ongelowiges finaal gewaarsku word om hulle te bekeer, en dan in die 3de visioen hoe dit die oordeel van God voltrek word. So kom ons lees daar die eerste 5 verse van Openbaring 14. Toe het ek die lam op Sionsberg sien staan en by hom 144.000 mense met sy naam en sy vader se naam op hulle voorkoppe geskrywe. En ek het 'n geluid uit die hemel uit hoor kom, wat soos die gedruis van 'n groot watermassa en soos die gedreun van swaar donderweer geklink het. Die geluid wat ek gehoor het, was ook soos die van siterspelers wat op hulle siter speel. Hierdie mense sing 'n nuwe lied daar voor die troon en voor die 4 lewende wesens en die ouderlinge. Niemand anders as net hierdie 144.000 mense wat van die aarde af losgekoop is, kon hierdie lied leer nie. Dit is hulle wat hulle nie met vrouens besoedel het nie. Hulle het kuis gebly. Hulle volg die lam waar hy ook al gaan. Hulle is onder die mense uit losgekoop as eerstelinge vir God en vir die lam. Uit hulle mond het daar nooit 'n leuen gekom nie. Hulle is onberispelik. Ek het dit al soveel keer gesê, maar ek sê dit weer, want ons moet dit onthou, dat Openbaring in die heel eerste plek 'n boek van troos is. En in hierdie hoofstuk wat ons nou saam gelees het, wat wel 'n bietjie skrikwekkend is as ons hier na die einde toe gaan, bly dit steeds die hoofboodskap ook van hierdie hoofstuk, dat God vir ons wil vertroos en nie wil hê dat ons as gelowiges in vrees moet leef nie. In hoofstuk 7 het ons nou, julle sal onthou, gehoor van die 144.000 en ons het gesien daar dat dit simbolies is vir die hele kerk, die 12 stamme van Israel in die Ou Testament, die 12 apostels in die Nuwe Testament, 12 x 12 wat vir jou 144 gee, en dan 10 x 10 x 10 die volledige getal. Met ander woorde, al die gelowiges van die begin van die skepping van die wêreld af, dwars deur die Ou Testament, die Nuwe Testament deur vandat Jesus gekom het en tot en met sy wederkoms, word elke gelowige getel onder die 144.000. So ons wat vandag hier sit, wat kan bely dat ons in Jesus Christus glo, dat hy ons God is, dat hy ons verlosser is, elkeen van ons tel ook dan onder hierdie 144.000. Hulle is beseël met die bloed van Jesus Christus as God se eiendom. Maar wat dan van hoofstuk 13? Dit wat ons verlede week na gekyk het. Wat gebeur daar? Wat van die aanvalle van die onheilige trio wat teen die gelowiges gemik is? Daar word dan voortdurend druk toegepas op die gelowiges en op die kerk van die Here Jesus. Daar's die heeltyd pogings aan die gang om die kerk te mislei en om die gelowiges te mislei. Gaan dit nie dalk gebeur dat iewers hierdie mense uiteindelik toegee onder die druk en hulle rug op die Here draai nie? Gaan Satan nie dalk in sy doel slaag nie? Nee broer en suster, nee. Hoeveel gelowiges sien Johannes nou hier in hoofstuk 14 voor die troon van die Here? Nog steeds 144.000. Nie 143.999 nie, nog steeds 144.000. Elke persoon wat die seël van God op hulle voorkoppe ontvang het, is hier. Nie een van hulle het iewers langs die pad weggeraak nie. En geliefdes, dit slaan my asem weg as ek daaraan dink. Hoe die Here vir ons as sy kinders sorg en sorg dat ons nie iewers net weer verlore raak nie. Maar wag, daar's nog iets.
Verlede week het ons gesien in Openbaring 13 vers 8, dat al die gelowiges se name opgeskryf staan in die boek van die lewe. En nou sien ons hier 'n ander interessante ding in vers 1. Daar word gesê dat die gelowiges die naam van Christus op hulle voorkop het. Hulle het die naam van God, maar hulle het ook die naam van Christus wat op hulle voorkoppe geskryf is. Met ander woorde, wat sê Johannes vir ons? Hy sê vir ons, julle name is nie alleen in die boek van die lewe opgeskryf nie. Christus se naam is ook op julle voorkoppe geskryf. Julle is as dit ware op 'n dubbele manier gemerk as die eiendom van God. Daar is met ander woorde geen manier dat God ons kan miskyk nie. Daar's geen manier wat ons tussen die massa mense dit gaan wegraak en dat God per ongeluk vir ons gaan oorsien nie. Is dit nie aangrypend nie? Ek kan maar net indink hoe bekommerd die mense was, die gelowiges daar in Johannes se tyd, as hulle gehoor het van die druk wat toegepas word op die gelowiges, as hulle gehoor het van mense wat vervolg en gemartel word ter wille van hulle geloof. En dan het hulle waarskynlik gewonder, kon daai mense standhou tot aan die einde toe? Kon hulle bly by hulle geloof tot aan die einde toe? Daar waar hulle miskien op 'n houtstapel besig was om te brand, of as hulle miskien daar aan 'n kruis opgehang is, of soos wat ons in die meer hedendaagse tyd hoor, ons weet daarvan, miskien op 'n strand uitgevat word en daar jou kop afgekap word omdat jy 'n Christen is. Sou daai mense nie dalk op die laaste oomblik toegee onder die druk en sê, goed, ek misken die naam van Jesus Christus nie. En nou sê Johannes vir ons baie duidelik, dat die gelowiges nie bang hoef te wees vir die aanslag van die duiwel nie. Hoekom nie? Want ons naam is in die boek van die lewe geskryf en op ons voorkoppe staan die naam van Jesus Christus. Ons behoort aan die lewende God. Ons is sy eiendom. Nog 'n interessante ding wat ons hier raak lees. Hierdie 144 word beskryf as die eerstelinge van God vanuit die mense. En dit sê vir ons dat daar wel 'n skeiding is tussen die gelowiges en die ongelowiges. Hoe weet ons dit? Ons lees daar in vers 4. Hulle is onder die mense uit losgekoop as eerstelinge vir God en vir die lam. So hierdie 144.000 was vroeër deel van die mensdom, van die mens soos wat Johannes dit stel, en as Johannes daarna verwys, ek het dit op 'n vorige geleentheid genoem, as hy verwys na die mensdom, dan verwys hy spesifiek na die ongelowiges. Nou sê hy, dat vroeër was hierdie 144.000 deel van die mensdom gewees. Hulle was deel van al die mense, maar hulle het tot bekering gekom, hulle het hulle gedraai na Christus toe, en hulle is nou afgeskei van die ongelowiges. Hulle is 'n ander groep mense in God se oë. Selfs op hierdie oomblik sien God nog vir ons raak as ons is deel van die 144.000. Daar's 'n ander groep mense, dis die ongelowiges, dis hulle wat die merk van die dier dra. Hulle behoort nie aan Christus nie. Maar elkeen van ons wat wel aan Christus behoort, is deel van hierdie groep mense wat God afgeskei het vir homself en wat sy eiendom is. Dis soos Matteus dit al vroeër stel daar in hoofstuk 25 vers 32 en 33. Al die volke sal voor hom bymekaar gebring word en hy sal die mense van mekaar skei, soos 'n wagter die skape van die bokke skei. Die skape sal hy regs en die bokke links van hom laat staan. So God sê ons, wat deel is van die 144.000, ons het nie nodig om bang te wees vir die oordeel van God nie. Ons het nie nodig om bang te wees vir die straf van God nie, want hy het ons afgeskei. Maar die ander wat oorbly, die ongelowiges, hulle moet die straf van God wel vrees. Nou kom Johannes by die tweede visioen, daar van vers 6 af. Toe het ek 'n engel hoog in die lug sien vlieg. Hy het 'n goeie boodskap gehad wat vir ewig van krag bly.
Hy moes dit aan die bewoners van die aarde, aan elke nasie, stam, taal en volk verkondig. En hy het met 'n harde stem uitgeroep: "Vrees God en gee aan hom die eer, want die tyd het aangebreek vir sy oordeel. Aanbid hom wat die hemel en die aarde, die see en die waterbronne gemaak het." 'n tweede engel het agter die eerste aangevlieg en uitgeroep: "Geval, geval het die groote Babylon, wat al die nasies van die dwelmdrank van haar onsedelikheid laat drink het." 'n derde engel het agter die eerste twee aangevlieg en hard uitgeroep: "Wie die dier in sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorkop of op sy hand aanvaar, sal van die wyn van God se toorn moet drink. Dit word onverdun in die beker van sy oordeel ingeskink. In die teenwoordigheid van die heilige engele en die lam sal hy met vuur en swaal gepynig word. Die rook van hierdie pyniging styg tot aan alle ewigheid op, en hierdie mense het dag en nag geen rus nie, hulle wat die dier in sy beeld aanbid en die wat die merk van sy naam aanvaar. Hier het die gelowiges volharding nodig, hulle wat die gebooie van God nakom en in Jesus bly glo. Toe het ek 'n stem uit die hemel hoor sê: "Skryf op, geseënd is die wat van nou af in die Here sterwe. Ja, sê die Gees, hulle sal rus van hulle arbeid, want alles wat hulle gedoen het, volg hulle." Johannes se tweede visioen gaan oor die tyd wat afspeel voor die finale oordeel van God. Die tyd wat ons vandag inleef. Die tyd van Jesus se eerste koms tot en met sy wederkoms. Daai 42 maande wat ek al baie oor gepraat het, die 3,5 jaar, 1260 dae, hoe dit ook al beskryf word in Openbaring. Dit gaan oor daardie tyd wat die mensdom wel aan die oordeel reeds uitgelewer is hier op aarde. Die finale oordeel kom nog, maar ons is nog op pad daarheen. En dit is hierdie tyd wat ons vandag in leef. En dan hoewel ek gesê het dat ons nie moet dink dat God so liefdevol is, dat hy uiteindelik dan net gaan sê, ag, toe maar wat, weet, dit wat jy gedoen het, maak nie saak nie, die feit dat jy nie geglo het nie, maak nie saak nie, en almal van julle is welkom in die hemel nie. Dit is nie hoe God in die Bybel beskryf word nie. Maar God word wel beskryf as 'n genadige God. En een wat selfs tot op die einde, tot op nommer 99, sal probeer om mense te oorreed om hom te volg. Nou wat gebeur dan hier in die tweede visioen? 3 engele word nou deur God uitgestuur, en elkeen van hulle het 'n unieke boodskap. Die eerste engel doen 'n beroep op die ongelowiges om God te vrees, aan hom die eer te gee en om hom te aanbid. En dis 'n baie duidelike oproep tot bekering. So die boodskap wat nog steeds uitgedra word, nie net deur engele nie, maar ook deur die kerk van die Here Jesus, bly steeds: bekeer julle, kom na God toe, gee aan hom al die eer, aanbid die lewende God. So het Jesus Christus se bediening op aarde juis begin. Markus 1 vers 15. Die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. So dis die boodskap van die eerste engel. Die tweede engel kondig die val van Babylon aan. Nou wil ek miskien net weer noem, onthou julle, so 'n tydjie terug het ek gesê, toe ons al by hoofstuk 12 was, het ek gesê dat ons aan die een kant het ons die drie eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees, saam met die kerk. Teenoor hulle het ons die onheilige trio, die draak, die dier uit die see en die dier uit die land uit, en dan ook Babylon, en Babylon het uit daai tyd gesê, is eintlik so 'n tipe van 'n kodenaam vir Rome. Maar dit is wat nou dan hier gebeur, dat die tweede engel kondig die val van Babylon aan. Die stad wat sonde en afgodediens vir sinnebeeld het, veral in die Ou Testament, daar in die boek van Daniël, veral kry ons dit. In die Ou Testament is Babylon beskou as die groot teenstander van die lewende God. En hulle sê daar dat die Babylon het die nasies dronk gemaak, hulle sedes afgetakel en 'n skrikbewind gevoer. Nou daai ding van die onsedelikheid en die sedes wat afgebreek word, eintlik is dit ook maar net 'n manier om te sê dat die mense oorgehaal is om afgode te dien, een van die grootste sondes in die Ou Testament.
afgodediens. En dit is wat Babylon om ten doel gestel het, is om mense te kry om hulle rug te draai op die lewende Here. Dink maar weer aan die lewensverhaal van Daniël en dat hulle dan die afgode moes aanbid het. En Babylon was ook die volk gewees wat in die jaar 586 voor Christus vir Juda weggevoer het in ballingskap, nadat die stadsmure rondom Jerusalem afgebreek is en die tempel ook vernietig is. In die oë van die Jode daai tyd was daar geen volk wat so boos was as Babylon nie. Maar soos ek gesê het in Openbaring, word Babylon eintlik 'n kodenaam vir Rome. Want in Openbaring is Rome eintlik die volk. Die Romeine is eintlik die volk wat dit vir die gelowiges amper ondraaglik gemaak het. Rome word nou die land wat net soos Babylon sonde en onsedelikheid en afgodediens nagejaag het. Dink maar net aan al daai verskriklike afgode wat hulle aanbid het. Ons het verlede week ook gepraat oor die keisers wat hulle self as gode voorgestel het en die godslasterlike name en al daai dinge, al daai goeders wat met Rome vereenselwig is, word nou in hierdie naam Babylon word dit alles saamgevat. En dan, soos wat Babylon tot 'n val gekom het, vertel Johannes vir ons dat Rome ook tot 'n val sal kom. Nou moet julle mooi hoor, hoe vertel Johannes hierdie verhaal? Hy maak in vers 8 van 'n baie interessante skryfstyl gebruik. En dit staan bekend as 'n profetiese verlede tyd. Geval het die groot Babylon wat al die nasies van die dwelmdrank van haar onsedelikheid laat drink het. Nou op hierdie stadium, toe Openbaring geskryf is, om en by 95 na Christus, was Rome nog daar, hulle was nog sterk geweest, hulle was nog steeds die volk geweest wat alles gedoen het om die mense te mislei en allerhande bose dinge te gedoen het. Maar nou kom Johannes en hy sê dit in die verlede tyd, asof dit reeds gebeur het, dat Rome tot 'n val gekom het. Geval het die groot Babylon, eintlik wil hy daardeur sê, geval het die groot Rome. En dit dien weer vir ons tot troos. Daar's soveel wêreldnasies wat vir hulle self eintlik sê, maar ons is in beheer, ons kan alles doen, ons kan enige iets doen wat ons wil. En dan kom Openbaring en hy sê vir ons dat geen wêreldmag tot in ewigheid sal standhou nie. Ek het dit al op 'n vorige keer genoem, ek gaan dit maar weer sê. Daai uitlating wat Jacob Zuma so 'n hele klompie jare teruggemaak het, toe hy homself uitgedruk het en gesê die ANC sal bly voortbestaan tot en met die wederkoms van Jesus Christus. Toe ek daai woorde hoor, toe sê ek vir myself, jy weet nie wat staan in Openbaring nie. Want geen wêreldmag, geen politieke party sal bly voortbestaan tot met die wederkoms van Jesus Christus nie. Dit word afgebreek en ons het dit gesien met Babylon en ons het dit gesien met Rome. Daarom het ons eintlik nie nodig om die wêreldmagte te vrees nie. En nou kom die derde engel en hy stel dit baie duidelik dat diegene wat hulle nie bekeer nie, deur God veroordeel sal word. Hier op aarde bied God aan elkeen wat wil die geleentheid om hulle te bekeer, soos ek net gesê het, tot op nommer 99. Gee God aan mense die geleentheid om hulle te bekeer. God nooi hulle uit. Aanvaar vir God, aanbid die lewende Here, aanvaar vir Jesus Christus, glo in hom. Maar dan breek die oordeelsdag aan. En elkeen wat op die oordeelsdag nie die seël van God dra nie, elkeen wat op die oordeelsdag nie die bloed van Jesus Christus op hulle het nie, wat dan met ander woorde die merk van die dier op hulle het, sal op daardie dag hulle verdiende loon kry. Miskien net vinnig, waarom verwys Johannes na die merk op die voorkop en die merk op die hand? Eintlik baie eenvoudig, want met die voorkop dink ons,
En met die hand, meer spesifiek in Openbaring 13 word daar gepraat van die regterhand, hier in hoofstuk 14 net van die hand, maar die regterhand, dis die hand waarmee ons werk. Met ander woorde, mense wat hulle self eintlik oorgelewer het aan Satan. Ons begin al hoe meer dink so Satan, ons dink al hoe meer booshede uit. Ons doen al hoe meer verkeerde dinge. Dit word dan in Openbaring beskryf as die mense wat die merk van die dier op hulle voorkoppe en op hulle hande dra. En ook dit moes vir die gelowiges in Johannes se tyd 'n geweldige troos gewees het. Want te midde van die vervolging en te midde van die marteling wat hulle mee te doen gehad het op daardie tyd, het die vraag voortdurend by hulle opgekom, Here, wat gaan gebeur? Wanneer gaan jy 'n einde bring aan al hierdie dinge wat gebeur? Wanneer gaan jy 'n einde bring aan die dinge wat die lewe vir die gelowiges so ondraaglik maak? Onthou julle nog daar in Openbaring 6 vers 10, waar ons lees dat die siele daar by die altaar gestaan het en uitgeroep het, hoe lank nog, heilige en getroue heerser, wanneer voltrek jy die oordeel en wreek jy ons dood op die bewoners van die aarde? Nou kom Johannes en hy sê, ek verseker julle, dit gaan gebeur. Daar gaan 'n dag kom wat diegene wat in hulle ongeloof volhard gestraf sal word. Hoe hierdie straf presies gaan wees, dit weet ek nie. Ons moet onthou dat Openbaring voortdurend van simboliese taal gebruik maak. Hier word bloot gesê dat die ongelowiges met vuur en swaal tot aan alle ewigheid gepynig sal word. Of dit letterlik vuur en swaal is, dit weet ek nie. Ek dink ons idee van die hel bly nog iets van daai karakter wat ons in die tekenprente gekry het, Hotstaff met sy 3-punt vurk wat mense so in die vuur kan ingooi. Ek dink ons moet wegkom van daardie idee af. Maar dat dit wel vergelykbaar is met 'n straf van vuur en swaal, dit weet ons. Eintlik moet ons sê dat Johannes gebruik beelde om op 'n manier iets uit te beeld wat nog baie groter is as dit wat jy met mense woorde kan sê. En as hy dus sê dat die straf wat op die mense gaan kom, 'n straf van vuur en swaal gaan wees, dan kan ek my indink dat dit nog baie erger gaan wees as dit. Of dit dui op fisiese pyn of op 'n wroging van die siel omdat God hom aan daai mense onttrek het, dit weet ek nie. Maar wat ons wel kan aflei, is dat dit 'n verskriklike straf is wat op die ongelowiges wag. Net so erg of nog erger as om met vuur en swaal verbrand te word. En dan die teenoorgestelde daarvan kom Johannes en hy sê, en vir die gelowiges, vir die 144.000, vir hulle wat gemerk is met die seël van God, hulle wie se name opgeskryf is in die boek van die lewe, vir hulle breek daar dan nou 'n tyd van rus en vrede aan. En dan gaan hulle net voort om God te dien. En nou kom ons by die derde visioen. Kom ons lees daar uit Openbaring 14 vanaf vers 14. Toe het ek 'n wit wolk gesien, op die wolke daar iemand soos die seun van die mens gesit. Hy het 'n goue kroon op sy kop gehad en 'n skerp sekel in sy hand. 'n Engel het uit die tempel uitgekom en hard uitgeroep na hom wat op die wolk sit, steek die sekel in en oes, want die tyd het gekom om te oes. Die aarde is ryp vir die oes. Hy wat op die wolk sit, het toe sy sekel ingesteek op die aarde, en die aarde is afgeoes. Toe het daar 'n ander engel uit die tempel wat in die hemel is uitgekom. Hy het ook 'n skerp sekel gehad. Nog 'n ander engel het van die altaar se kant afgekom. Hy het mag oor die vuur gehad en het met 'n harde stem geroep na die engel wat die skerp sekel het en vir hom gesê: "Steek jou skerp sekel in en sny die druiwetrosse van die wingerd af op die aarde af, want sy druiwe het ryp geword." Die engel het toe sy sekel op die aarde ingesteek. Hy het die wingerd op die aarde afgeoes en die oes in die groot parskuip van God se toorn gegooi. Die parskuip buitekant die stad is getrap. Uit die parskuip het daar bloed uitgekom wat tot aan die tooms van die perde geraak en 1600 kilometer ver gestrek het. Nou in hierdie derde visioen, die laaste visioen hier in hoofstuk 14, sien Johannes hoe dit die oordeel finaal
oor die ongelowiges voltrek word. En dit word beskryf in terme van 'n oes. Johannes sien in die eerste plek 'n wit wolk. Wit is die simbool van God se heiligheid, terwyl die wolk die oordeel van God versinnebeeld. En op die wolk sit die seun van die mens, dis natuurlik Jesus Christus wat daar sit. En op sy kop lees ons het hy 'n kroon, nou nie meer 'n doringkroon soos toe hy gekruisig is nie, nou het hy 'n goue kroon op, want hy is nou die heerser. Hy is die koning van die konings en die Here van die Here. En in sy hand het Jesus dan ook 'n sekel. Jesus is nou gereed vir die oes. Daar kom dan 'n engel vanuit die tempel en hy bring die boodskap dat die oes van God nou moet begin. Reeds in Matteus 3 vers 12 het Johannes die Doper aangaande Jesus gesê, hy het sy skop in sy hand en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak. Sy koring sal hy na sy skuur toe bring, maar die kaf sal hy met 'n onblusbare vuur verbrand. En nou sien ons hier in hoofstuk 14 van Openbaring hoe dat hierdie profesie van destyds bewaarheid word. Jesus Christus, die verlosser van die wêreld, kom op die oordeelsdag en hy kom as die regter en hy steek sy sekel in en almal wat aan hom getrou was, word nou afgeskei van diegene wat Satan gedien het, wat met ander woorde geweier het om te glo in Jesus Christus. En eers nadat die gelowiges nou verwyder is uit die midde van die ongelowiges, kom daar 'n ander engel na vore en hy kom ook met 'n sekel in die hand. En dan sien Johannes 'n derde engel en die derde engel sê dan vir die tweede engel om te begin om te oes. Hy beveel hom om die druiwetrosse van die wingerd te verwyder. Nou die wingerd simboliseer die ganse ongelowige geslag, met ander woorde almal behalwe die 144.000, al die res word dan beskryf as die wingerd en elke druiwekorrel is eintlik elke individuele ongelowige. En dan druiwekorrels word dan afgeoes van die wingerd af en hulle word in 'n parskyp gegooi waar dit getrap en gepars word. En soos wat dit met gewone druiwe gaan waar hulle wyn maak, waar die wyn dan of die druiwekorrels dan gepars word, so word die ongelowiges nou ook gepars in 'n groot parskyp. Dit is die parskyp van God se toorn. En hulle word daar vertrap en hulle word vernietig. En dan in hierdie geval is dit nie wyn wat uit die parskyp uit voortkom nie, maar wel die bloed van die goddeloses. En net om te verseker dat iemand net dalk dink, maar miskien is daar nog 'n kans vir die mense om tot bekering toe kom nie. Miskien is daar nog 'n kans nadat die wederkoms van Jesus Christus plaasgevind het. Miskien is daar nog 'n kans vir die ongelowiges om wel hulle weer te bekeer. Word daar vir ons gesê dat die parskyp buitekant die heilige stad die woning van God is. Met ander woorde, hulle is klaar uitgewerk. Daar is vir hulle geen kans om terug te kom in die woning van God nie. En dan sluit hoofstuk 14 af met die woorde dat die bloed oor 'n area van 1600 stadia, loopstadia is die Griekse woord wat daar gebruik word. In die Afrikaans het hulle dit maar vertaal na kilometer toe. Maar dit maak eintlik nie saak waaroor dit gaan nie. Waaroor dit gaan is die getal, die 1600. En ons lees daar dat die bloed so diep geloop het dat die perde tot by hulle toons geswem het in daardie bloed. Maar die 1600 is natuurlik ook weer 'n simboliese getal. Die getal 4 is die getal van die wêreld en 10 het ons al 'n paar keer gesien is die getal van volledigheid en 4 maal 4 maal 10 maal 10 maal 10 gee vir jou dan 1600. So dit is 4 kwadraat vermenigvuldig met 10 kwadraat om vir ons te sê dat al die ongelowiges word gestraf. Nie 'n enkele, soos wat die gelowiges, nie 'n enkele een van hulle oorgesien sal word as dit kom by mense wat dan verwelkom word in God se koninkryk nie, net so sal nie een ongelowige oorgesien word nie. Geen ongelowige, lewend of dood, sal die straf van God kan vryspring nie.
Broer en suster, ek het vroeër gesê dat hierdie hoofstuk ook 'n besondere troos inhou vir die gelowige. Want nou weet ons, daar kom 'n oordeelsdag. Daar gaan 'n dag kom wat hulle volhardend teen God draai, wat volhardend ongehoorsaam is aan die Here, wat volhardend hulle rug op hom draai, gestraf sal word. En ons kyk rondom ons, en ek weet, ons almal is moedeloos oor wat in die wêreld aan die gang is. Ons is moedeloos oor wat in ons eie land aan die gang is. Ons is moeg vir die korrupsie, ons is moeg vir diefstal, ons is moeg vir moorde, ons is moeg vir ontvoerings en motorkapings en wat nog alles. Ons is siek en sat vir al hierdie goed wat gebeur. En dan dink ons baie keer, maar Here, sien U nie raak wat hier op aarde gebeur nie? Sien U nie raak wat hier in ons land gebeur nie? En dan sê Openbaring 14 vir ons, die Here weet. Die Here weet van elkeen wat weier om te buig voor hom. Die Here weet van elkeen wat in hulle ongeloof volhard. En daar gaan 'n dag kom wat God weer gaan kom, wat Jesus Christus weer gaan kom, en wat God se oordeel dan oor die mense gaan kom. En God se oordeel, dit sê hierdie laaste vers vir ons, gaan oor elkeen kom wat hulle teen God gedraai het. Elkeen wat vandag dalk leef in weelde en in rykdom en so selfvoldaan is, as gevolg van diefstal of van korrupsie wat hulle self verryk het, kom die Here en hy sê, maar daai mense sal ook gestraf word deur die Here. En intussen leef ons in hierdie tyd, waar die engel rondgaan, en natuurlik maak die engele gebruik van ons as gelowiges, om God se boodskap van verlossing te bring. Want uiteindelik wil God ook hê, dat selfs daai mense wat ons verag, selfs daai mense wat ons sê, maar daar's geen manier wat hulle gered kan word nie, dat God wil hê dat selfs daai mense voor hom sal buig, voor hom hulle skuld sal bely, en dat hulle tot bekering sal kom. Dit is die tyd waarin ons nou leef. Ons kyk rondom ons, en ons sien die ongeregtigheid wat plaasvind. En ons word moedeloos daaroor, want dinge lyk vir ons asof dit net erger en erger raak. Maar daar gaan 'n dag kom, waar die aankondiging gemaak gaan word, dat die oes ryp is, en op daai oomblik sal God se oordeel voltrek word. En daarom, al is hierdie boodskap 'n boodskap van geweldige troos vir elke gelowige, elkeen wat glo in die Here Jesus, is hoofstuk 14 ook 'n boodskap van verskrikking vir elkeen wat voortgaan om hulle teen God se roepstem te verhard. Amen. Here, saam met daai siele voor die altaar in die hemel, voel ons ook maar partykeer lus om uit te roep, hoe lank nog, Here? Hoe lank nog gaan dit voortgaan, soos wat dit nou voortgaan? Want wat ons sien met ons oë is dat dinge erger en erger raak, maar U het dit ook gesê in die Openbaring, dat dit gaan gebeur. Maar Here, ons wil bid vandag, dat U oor ons sal ontferm. En dankie vir elkeen wat vandag kan bely, nie net hulle wat hier sit nie, maar elke persoon in die wêreld wat vandag kan bely, my naam is opgeskryf in die boek van die lewe. Ek dra die naam van die Here Jesus Christus op my voorkop. Ek behoort aan hom. En Here, ons bid dat U ons die vrymoedigheid sal gee om dit te bely waar ons gaan. Nie net met die mond nie, maar ook in die manier wat ons optree. Dat elkeen met wie ons te doen kry, sal kan sien, ek behoort aan die Here Jesus. Maak vir ons U getuies,
hier op aarde. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.